Goeiedag, baie welkom by nog 'n digitale diens. Vandag se diens gaan daaroor dat ek vir die storie wil vertel van ons besoek die afgelope week aan 'n vlugtelingkamp in Malawi. Die vlugtelingkamp se naam is Dzaleka. Ons het soontoe gegaan omdat ons gevoel het dat die Here druk het op ons hart om soontoe te gaan en te kyk hoe ons as gemeente daar kan help. Hoekom gaan ons so ver as hier dan so baie nood hier is? Wel, ons moet die nood hier aanspreek en ons is baie betrokke in die nood in ons omgewing op verskeie gebiede. En Jesus het vir ons die opdrag gegee om sy disippels te wees in ons nabye area en 'n groter area in die res van die wêreld, Jerusalem, Samaria, Judea en tot in die uithoeke van die wêreld. En dit is goed ons het soontoe gegaan en die Here het definitief met ons gepraat. So ek en 3 ouderlinge het gegaan. Ek wys vir jou 'n foto. Jan de Wit, Herman van Huisteen, ek en Christian van der Merwe, 3 van ons ouderlinge, en dan daar in die middel langs my staan Nico, die sendeling. Sy vrou werk ook saam met hom daarso. Ek sal later 'n foto van haar wys. Ek gaan nie noodwendig in volgorde nie, maar ek gaan vir jou 'n klomp foto's wys, net om vir jou 'n idee te gee van wat daar aangaan en wat die Here op ons hart gelê het na ons besoek daar. So, Dzaleka is 'n vlugtelingkamp wat in Malawi begin is deur die United Nations en USA het dit befonds, die Amerikaners. In 1994 is dit oorspronklik gebou vir 5000 mense. En mense het soontoe gekom vanuit oorloggetuisterde gebiede in ander dele van Afrika, Rwanda, DRK, Suid-Sudan, die noorde van Mosambiek, al die oorloggetuisterde areas. Hulle het soontoe gekom met geweldige trauma, gesien hoe familielede voor hulle doodgeskiet is, van hulle het gewere, die mense het gewere in hulle hande gestop, hulle moes geskiet het, baie van die vrouens is verkragt. Dis 'n ellendige situasie. Hoekom in Malawi? Wel, ek is nie seker nie, maar my gevolgtrekking is dat Malawi is so vredelewende, hardwerkende land, en daar is soveel vrede daar, dat ek dink dis hoekom het daar begin het, maar Malawi is ook huidiglik die tweede armste land in Afrika, so die situasie is nou dat die vlugtelingkamp is daar, maar die Malawiërs kan nie regtig vir hulle sorg nie, want die kamp is oorspronklik vir 5000 mense gebou, nou bly daar 67000 mense daarso. Geen rioolstelsel, geen krag nie, is 'n ellendige situasie. Die Amerikaners en die United Nations het onttrek daar 9 maande terug. Dit is regtig 'n ellendige situasie. Die Malawiërs sukkel om vir hulle self te sorg, wat nog van om vir daai mense te sorg, maar hulle doen ook baie, hulle het my regtig beïndruk, die Malawiese mense. So kom ek wys vir jou 'n paar foto's, nie noodwendig in volgorde nie, gaan ek maar vir jou 'n bietjie die storie vertel. So die eerste ding wat die Here regtig op my hart gedruk het, is die kindertjies. Daar is 'n foto van ek saam met 'n paar kindertjies, hulle is pragtig, hulle is vol liefde. Die kindertjies kry regtig baie swaar. Daar's regtig mense wat in hierdie vlugtelingkamp sterf van honger, siekte wat nie aangespreek word nie. Hierdie kindertjies is seker die meeste van hulle is daar gebore in die vlugtelingkamp. Ons 2 sendelinge, Nico en Vicky, het 'n plek begin wat hulle noem Nima House, waar hulle vir hierdie kindertjies elke dag 2 etes gee en vir hulle opvoeding gee. Hulle het ook 'n program aan vrouens en hulle het ook 'n kliniek daarso. So lyk die kliniek, baie klein. Dis hoe dit in die binnekant lyk en dis hoe dit in die buitekant lyk. En die kliniek op die stadium is baie basies. Hulle noem dit wound care, so eintlik al wat hulle doen is hulle Dettol en watte en pleisters en hulle versorg mense se wonde. Want in die hele groot vlugtelingkamp van 67000 mense is daar net een hospitaal. Wat maar baie basies ook maar is en maar meestal malaria behandel. Die mense bly baie armoedig. Daar het ek 'n huisie afgeneem en mense sien nie papiere lê nie, want hulle gebruik die papiere vir alles en nog wat. Daarso het hulle van die plastiek en die papiere gebruik vir die dak. Hulle maak hulle eie kleistene waarmee hulle nou maar 'n plekkie probeer bou. Dis nou die mense wat na die middel van die vlugtelingkamp, waar daar tente is, deur die United Nations opgerig, en dan van daar af word hulle geplaas in die res van die vlugtelingkamp, en wat daarna van hulle word,
is ek regtig nie seker nie. Die water, trek hulle uit putte uit, daai put het 'n pomp, maar die meeste putte is maar net emmers wat hulle in 'n gat laat sak met water, en nou kan jy dink, daar's geen rioolstelsel nie, so die toilette is puttoilette, so die water dit moet baie vuil wees. En dis seker ook maar wat die siektes veroorsaak. Hierso is 'n foto wat ek geneem het van 'n koppie af, net buite die vlugtelingkamp, en jy sal sien hoe grou en stowwerig dit is, en ek kan my net indink, hoe moet dit wees in die reenseisoen, as daar modder is, en dit gaan regtig elendig lyk. Daarso is nog 'n fotootjie, 'n bietjie nader, wat ek vir jou wil wys. Daarso is ek weer terug by die kinders. Die dogtertjie het my hart ingekruip. Daar agter sit Christian ook met een van die kinders. Die kinders kom sit die hele tyd by mense, hulle vat jou in die hand, hulle soek regtig liefde. Hierdie dogtertjie se naam is Agnes. En daarso is 'n fotootjie van waar daar vir die kindertjies kos gegee word. Dit is vir my baie mooi ook om te sien hoe hulle hande was en hoe hulle regtig probeer om skoon en netjies te wees. Daarso eet van die kleintjies hulle pap saam met hulle sojabone. Die pap is van 'n lae gehalte, dis mieliemeel met cassava gemeng. Hier's nog 'n pragtige foto van 'n dogtertjie. Die volgende is die middelste deel van die vlugtelingkamp, die tente deel. So wat nou gebeur het daarso toe die United Nations dit nou nog bewerk het, is dat die mense het ingekom, en dan het hulle daarso in die tentedorp gebly, en dan van daar af sou hulle dan nou, was die droom om hulle dan nou uit te plaas buitekant toe. Soos jy kan sien, lyk die tente vreeslik sleg, dis besig om uit mekaar uit te val, en elkeen van hierdie tente bly daar, soms partykeer 2-3 gesinne. Dit is ook opvallend om te sien hoe hardwerkend hierdie mense is, en hoe hard hulle probeer. Daar in die stowwerige droogte sien jy baie keer so groentetuintjie, waar die mense plant met veral aartappels en mielies en pompoen, om net hulle self aan die lewe te probeer hou, want die inflasiekoers is 25% in Malawi. Dit is onmoontlik vir hulle om enigiets daar te koop. Dit is selfs onmoontlik vir ons gewees om enigiets daar te koop. Net 'n voorbeeld, diesel kos R64 per liter. Ek wou 'n blik Jacobs koffie gekoop het, toe kos dit R580. Ek het gesien dat 5 kg rys kos R400, R90 vir 'n liter melk, R500 vir 'n sak aardappels. Dit is net totaal en al elendig. Daar's nie 'n manier wat daai mense wat al klaar en ek sê enigiets daarso kan koop nie. Dit was selfs vir ons moeilik geweest. En daar's 'n groot tent wat opgeslaan is, wat sulke afskortings in die binnekant het, waar mense bly. Daar het ons 'n foto geneem binne in een van hierdie afskortingkies, en dis opvallend om te sien hoe netjies die mense hulle plekkies probeer en hoe skoon hulle dit probeer hou. Daar's nie beddens nie, daar's nie komberse nie, die mense slaap net so op die vloer. Daarso is Herman saam met een van die vlugtelinge. Hy bid saam met hom. Volgende foto is ek wat saam met Mohammed, wat van Suid-Sudan afkom, na sy storie geluister en saam met hom gebid. En hy sê vir my dat hy het geen hoop nie. Hy staan in die oggend op, lewe die hele dag, gaan slaap die aand. Hy sê hoe koud hy in die tent kry, hoe warm dit in die dag is, hoe ellendig hy is. Dis 'n geweldige slegte situasie. Die volgende foto is eintlik die foto van ons twee helde, Vicky en Nico, wat daarso gaan werk het. Hulle is polisiemanne gewees, hulle het die polisie afgetree. Hulle is nie oud nie, hulle is jong mense, nie wel seker wel, ek weet nie, so in rondom 50. En hulle het soontoe getrek en hulle bly daarso en hulle het hierdie Nima House begin waar hulle vir die kindertjies kos gee, versorg, opvoeding gee, hulle het 'n vroueprogram en dan het hulle nou ook die kliniek begin. En ons het net regtig onder die indruk gekom dat daar so baie mense en die nood is so oorweldigend, maar wat ons wel kan doen is ons kan hierdie mense wat die Here soontoe gestuur is, ondersteun en vir hulle help om hulle werk daar te kan doen. Die droom is ook dan nou om volgende jaar hierdie tyd 'n uitreik soontoe te vat.
Ons het elke oggend, voordat ons uitgegaan het, want ons doel was om 'n bietjie te gaan kyk wat ons daar kan doen. So ons was op 'n rekkie soontoe, om te kyk wat se uitreik ons toe kan vat. So elke oggend het ons bymekaar gekom, ons spannetjie, en ons tyd spandeer in die woord, en ons het saam gebid vir die dag, want dis vanuit daai plek waar die Here vir ons krag gee vir die dag, want dit was rof geweest, dit was baie rof geweest. En een oggend het ons Johannes 15 gelees, en die Here het regtig met ons gepraat uit Johannes 15 uit. Kom ek deel dit met jou. Kom ons lees Johannes 15 vers 1 tot 8. Ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie, en so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand nie in my bly nie, word hy weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Wat gebruik God om ons te snoei? Hier staan baie duidelik dat wat God gebruik om ons te snoei, is sy woorde. Julle sal reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. So die woord van God snoei ons, maar ervarings saam met God snoei ons definitief ook. Die dinge wat ons in ons lewe beleef en deurgaan, en as ons dan in die woord lees, en die Here vorm ons deur vir ons antwoorde te gee en hoop te gee. Ek dink aan die boek The Shack. Ek weet nie of jy die boek kan onthou of dit ooit gelees het nie. Dit gaan oor 'n man wat dis 'n fiksie storie van 'n man wat 'n dogtertjie verloor het aan die dood, en toe het God aan hom verskyn as in die drie eenheid. En op een plek in die boek, ek dink hoofstuk 9, verskyn die Heilige Gees aan hom, en hulle gaan na 'n tuin toe, en hulle werk in hierdie tuin, hulle trek onkruid uit, en hulle snoei, en die man se naam is Mackenzie, en is vir hom moeilik, en is vir hom swaar, en later toe kom hy agter dat die tuin is sy eie lewe, en dat sy lewe soos 'n tuin, en dat God snoei en werk in hierdie tuin, trek bossies uit en snoei, so om die tuin mooi te maak. Jesus sê in hierdie gedeelte, ek is die ware wingerdstok, en my Vader is die boer. So dis God wat ons snoei deur sy woorde, deur Jesus se woorde. En as ek dan dink aan snoei, dan dink ek, dit kan nie 'n ding wees wat maklik kan wees nie. Dis moeilik, want jy sny af en dit moet seer wees. Maar dit gaan ook daaroor, ek onthou toe ons in Sekunda gebly het, die rose vreeslik mooi gegroei. Hier groei die rose nie so mooi nie. Maar daarso in die wintertyd het ons hoe meer ons die rose weggesnoei het, hoe meer het dit geblom en hoe meer het dit gegroei. En hierdie metafoor is vir my so mooi, want dis God wat ons vorm deur sy woorde en deur die ervarings waar hy ons op stuur, en as ons hy wil soek in ervarings in, en wat hy eintlik wil doen is hy wil van ons mooier mense, mooier tuin maak, wat vrug dra, wat blom, sodat ons hom daardeur kan verheerlik. En hierso in Dzaleka het die Here vir ons gesnoei. Deur sy woord wat met ons gepraat het, en deur die ervaring wat ons daarso beleef het. Julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly, en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. So God se woord, ons ervarings saam met God, ons het nie gegaan om vir God Dzaleka toe te vat nie. Ons het God daar gaan vind.
En deur God se teenwoordigheid daar, het hy ons gesnoei, en sy woord het van ons mense gemaak, wat vrug dra en blom dra, wat 'n verskil kan maak vir hom in die wêreld en wat hom kan verheerlik. Hoekom wil ons Vader hê, moet ons na hierdie vlugtelingkamp toe gaan en die mense se nood daar raak sien? Ek sien op Facebook het iemand daar so kommentaar gelewer en gesê, dat ons hou lekker vakansie op die kerk se rekening. En dit was vir my nogal snaaks geweest, want glo jy nou maar vir my, ons het nie vakansie gehou nie. Dit was regtig moeilik, dit was so swaar tyd, daar was geen leksiere nie, daar was geen sprake van 'n vakansie nie. Ek wonder of ek die saakie so moet sien. Die sendelinge, Nico en Vicky bid vir die nood, en hulle bid dat die Here hulle sal gebruik om 'n verskil daar te maak. Ons bid en ons vra dat die Here ons sal gebruik om 'n verskil in die wêreld te gaan maak. Ons het 'n geloofsofferfonds in ons gemeente waar ons R1 miljoen'n jaar aan sending in ons omgewing, in Suid-Afrika en Afrika en die res van die wêreld spandeer. Ons het verskeie sendelinge, hierdie is maar van ons sendelinge wat ons ondersteun. En die Here het ons altyd se gebede verhoor, want Nico en Vicky het vir die Here gevra vir hulp. Ons het vir die Here gevra om vir ons te wys wat hy presies wil hê ons moet doen. En so die Here ons twee mekaar uitgebring, en nou gaan ons 'n pad stap, en ons gaan God se koninkryk bring in 'n ellendige plek waar daar geen hoop is nie. Ons gaan God se hoop bring na 'n plek toe, waar daar menslik gesproke geen hoop is nie. Byvoorbeeld, God se woord sê vir ons moet na die wêreld toe gaan, en ons moet disippels vir hom gaan maak. Ons moet uitgaan, en ons moet gaan vrug dra. En God het ons geseën om 'n seën te wees. Hoor wat sê die Here vir ons in Genesis 12 vers 2, as hy met Abraham praat. Hy sê, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek dink aan die liedjie wat ons saam met die kinders sing, Vader Abraham het baie seuns, en ek is een van hulle, en so ook jy, kom ons sing saam en wees bly, en die liedjie se woorde. Maar God het ons van daai tyd af geseën om 'n seën te wees, en God seën ons in hierdie gemeente, God seën ons as mense, en ons moet hierdie seën nie vir onsself hou nie, ons moet dit deel met sy kinders in die wêreld, en hierdie mense het dit regtig nodig. Ek het nog nooit ooit in Suid-Afrika of for that matter in enige plek waar ek gekom het, sulke ellende en sulke armoede beleef nie. Ek is die ware wingerdstok en julle die lote, sê Jesus in vers 5. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. As mens soontoe gaan in daai plek, en jy probeer in menslike terme iets doen, gaan jy baie moedeloos raak. Maar as jy verstaan dat jy saam met God gaan, en dat dit eintlik God se werk is, en nie ons werk nie, en dat dit eintlik sy teenwoordigheid is, en dat hy daar werk, en dat hy ons al wil gebruik, en ons besef het gaan alles oor God, dan ewe skielik kry jy hoop, want dan besef jy, die prentjie is groter as ek en jy, dis net God wat hoop daar kan gee. Vers 7 sê Jesus 'n vreemde ding. Hy sê, as julle in my bly en my woorde, en julle vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. Maar sien jy dat daar 'n voorwaarde is? Die voorwaarde is, as julle in my bly, en my woorde in julle, wat sal ons vir die Here vra? As ons in hom bly en sy woorde bly in ons, ons gaan vir die Here dinge vra volgens sy wil. Wat is die Here se wil vir Dzaleka vlugtelingkamp? Wat is die Here se wil vir ons betrokkenheid daar? Wat wil die Here hê moet ons daar gaan doen? Ons viertjies wat daar so was, het tot die konklusie gekom dat die Here het ons en hierdie sendelinge se paai laat kruis, en ons voel geroepe deur die Here om die sendelinge te ondersteun sodat hulle die werk daar kan doen. Wat hulle doen is hulle het 5 Malawiërs ingetrek wat hulle help met hierdie bediening aan hierdie mense. Die taal daar is Swahili,
wat die mense praat, hulle praat nou baie verskillende tale daar binnekant, maar die Swahili is die taal wat omtrent almal verstaan. So, wat vra ons vir die Here? Here, help daardie mense. Wys ons hoe. Hulle situasie is hopeloos. Here, moet ons niks daaraan doen nie? Nee, Here, ons moet iets doen. Wat moet ons doen? Ons moet U koninkryk daar bou. Want dit is waarvoor U ons roep, Here. Wat is God se koninkryk? God se koninkryk is 'n plek waar daar geen armoede, geen siekte, geen ellende, vergifnis, harmonie, vrede is. Dis wat ons soontoe moet vat. Dis wat ons daar moet bou. Al lyk die situasie totaal en al hopeloos, en al lyk dit asof daar geen antwoorde daar is nie. Ons moet terug gaan soontoe. Ons moet gaan help. Die Here het ons geroep om soontoe te gaan. Maar ons moet hier ook help. Ons moet in die wêreld 'n verskil maak in die plekke waar die Here op ons hart sit en waarheen hy ons stuur. Vers 8 sê Jesus dit so mooi. Hy sê, my Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Op die ouend gaan alles oor God se eer. Dit gaan nooit ooit oor mense nie. Die vraag is, hoe kan ons God eer? Die antwoord is, uit Johannes 16, deur naby aan hom te leef, sy woorde wat in ons leef, en op hierdie manier is ons sy hande en voete in die wêreld en dra ons lewe deur hom vrug. Kom ons bid saam. Here my God, kom bid vir die mense van Dzaleka. Ek vra Here dat U vir ons sal gebruik en dat U vir ons sal wys hoe ons U koninkryk daar kan laat kom. Ek bid vir Nico en Vicky en ek vra dat U hulle sal seën, aanhou sal seën en sal gebruik in U hande, in U teenwoordigheid. Mag hulle altyd in U gesetel wees. Mag U woorde in hulle bly. In die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen.